Dames en here, hierdie is Econ 211 makro-ekonomie. Ons is nog steeds besig met leereenheid 2 en hoofstuk 3 in Fourie en Burger. Die vorige video het kortliks gegaan oor die aanbod van geld en ons gaan nou kyk na die aanbod van geld funksie en hoe vraag en aanbod saam gebruik word om die rentekoers te bepaal. So die geldaanbod funksie, dan die spesifiek nominale geldaanbod, beskou ons tipies as 'n funksie van eksogene beleidsfaktore. Met ander woorde, dit word buite die model bepaal en spesifiek dan deur die Suid-Afrikaanse Reserwebank, ons monetêre owerheid. Dis kan ons sê dat die geldaanbodkromme is absoluut 'n vertikale lyn. Dit skuif net links en regs soos wat die geldaanbod verander in reaksie op beleid. Maar op sigself is daar dus nou net 'n vertikale verwantskap tussen die hoeveelheid geld en die rentekoers. In reële terme deel mens dan nou net deur die prys. Maar soos wat ons al gesê het in die vorige video, daar is ook 'n positiewe verwantskap tussen rentekoerse en geldaanbod. En dit het te doen met die geldskepingsproses. So wanneer rentekoerse hoog is, dan wil die banke meer geld uitleen en koopkrag skep. En dit sal dan beteken dat daar 'n gedeelte is van die geldaanbodkromme wat wel 'n positiewe helling het. So die eenvoudige vorm hier aan die linkerkant is van 'n eksogene geldaanbod en aan die regterkant die verwantskap, die positiewe verwantskap tussen die hoeveelheid geld aangebied en die rentekoers soos wat die geldskepingsproses dit bepaal, tot op die punt waar die reservevereiste inskop en van daar af is die geldaanbod dan eksogeen en onafhanklik van die rentekoers. Meeste van die tyd gebruik ons hierdie eenvoudige vorm van 'n vertikale geldaanbodkromme. Ewewig in die geldmark is natuurlik dan nou waar die vraag na geld en die aanbod van geld mekaar sny en dit die ewewigsrentekoers bepaal. In vergelykingsvorm kan ons dan nou hierso sê die geldaanbod is eenvoudig maar nou net die geldaanbod, want dit is eksogeen. Die vraag na geld weet ons hang af van inkomste en dit hang ook af van die rentekoers en daar is hierdie twee ander parameters wat die sensitiwiteit van die vraag na geld beïnvloed. Die vraag na geldkromme, gewoonweg lyk hy soos 'n gewone vraagkromme met 'n negatiewe verwantskap en dan hier die vertikale geldaanbodkromme. 'n Skuif van enige van hierdie twee kromme sal lei tot 'n verandering in die rentekoers. Byvoorbeeld as daar 'n toename is in die vraag na geld omdat inkomste toegeneem het, dan gaan dit lei tot 'n hoër rentekoers. Of as daar 'n toename is in die aanbod van geld, dan gaan dit lei tot 'n afname in die rentekoers. Die figuur wat die volgende is, wys dan nou eintlik net dat 'n toename in die vraag na geld wat veroorsaak is deur 'n toename in inkomste, skuif hierdie vraag na geld kromme hier na regs en dit lei tot 'n hoër ewewigsrentekoers. Niks vreemd aan dit nie. Daar's 'n klein kettingreaksie, so mense kan sê inkomste neem toe, dit lei dan nou tot 'n toename in die vraag na geld, want in die oorspronklike rentekoers is daar nou eintlik 'n oormaat vraag na geld. Mense het meer inkomste, so hulle het ook meer kontant nodig vir hulle transaksies wat hulle nou hou in terme van hierdie drie motiewe. So hulle verkoop van hulle finansiële instrumente, dit beteken dat daar is nou afwaartse druk op die prys van die finansiële instrumente, maar rentekoerse styg. So die gevolg van hierdie omgekeerde verwantskap dat rentekoerse dan nou toeneem. So ons weet nou hoekom 'n toename in die reële vraag na geld lei tot 'n toename in die nominale rentekoers. So hierdie is 'n baie kort verduideliking van die geldaanbodfunksie en hoe ons dit saam met die vraag na geld gebruik om die rentekoers te bepaal. Nou in die volgende paar video's skakel ons die reële en die monetêre sektore nouer met mekaar en ons vat ons basiese model en bou hom so 'n bietjie uit. Bly ingeskakel.